Warren, dit is baie lekker om hier so by WC boerdery te kuier. En jammer dat ons vir jou so vroeg op laat opstaan net na oes. Dis die kwaai besige tyd daarso. Maar vandag is ons hier om 'n bietjie te gesels. Ons is Taubon, weet jy, is Taubon Organies is 25 jaar hierdie jaar. En ons wil basies net 'n bietjie met ons boere gesels en wat hulle ondervind het met die gebruik van Taubon. Maar kom ons begin weer liewers met Warren. En wat is jou agtergrond in die boerdery en hoekom organiese boerdery? Tafeldrywe, so te sê. Ja. So ek het die vraag oor hoekom organies, ek het eintlik nooit 'n keuse gehad nie. Toe ek in die kommersiële landbou kom, was ek toe blootgestel aan organiese boerdery. So ek het nooit nodig gehad om 'n keuse te maak tussen of vanaf konvensionele boerdery na organiese boerdery. Toe nie. Die een ding wat ek het wil noem is dat Breda van Niekerk was, ek dink hy was die tweede organiese kommersiële boer in Suid-Afrika. Die eerste organiese boer was 'n appelboer iewers Grabouw kant uit. Ja, daar's hy was hier. Mark Prevou. Ja, ek het hom al ontmoet, maar ek het sy naam vergeet. Maar hy was die eerste organiese boer en Breda was so die soort van die tweede organiese boer wat kommersieel geboer het. En dan was hy dan nou die eerste boer wat met tafeldrywe as sulks organies geboer het. En jy het basies, is Breda een van jou mentors, of vertel ons 'n bietjie hoe het jy in die boerdery, want jy het eintlik besigheidstudeer uit. Ja. So, jy moet nou verstaan, voor 1994, toe kon, het was landbou of kommersiële landbou was soos 'n no-go zone, as ons daai Engelse uitdrukking gebruik. Die ou lelike dae. Exactly, die goeie ou lelike dae. So, ek weet jy kan plaas toe gekom het, maar as 'n arbeider, nie in 'n bestuursposisie of so nie. So, jy moet nou 'n plan B in plek gehad het, en dis toe ek in die kommersiële sy van dinge gestudeer het. Maar my hart was maar nog altyd in boerdery. En dit het net so gebeur dat ek en hy toe op 'n manier bevriend raak en dat hy eendag uit die bloutheid vir my 'n geleentheid gebied het. En ja, natuurlik was hy die mentor. Want jy moet nou weet, ek kom uit 'n kommersiële omgewing, uit in 'n landbouomgewing. En nie net in 'n enige landbouomgewing nie, dit is 'n kommersiële landbouomgewing. So die basiese boustene moes hy gelê. Die sertifiseringsliggaam wat ek nou by is tans, is dat jy moet jou ek weet nie wat Afrikaanse woord nie, maar dit is benaming systems, SOP, Systems Organic Plan, moet jy omtrent 2 maande voor die tyd indien. En dan werk hulle daardeur en so aan. En dan sal hulle terugvoering vir jou gee en sê, maar dit is die regie of ons moet so geantwoord het hier en so meer en so meer. Dan kom jy agter wat hulle eintlik soek en dan gewoonlik in die audits, as jy met die auditeur praat en sê, luister, hulle het my so gesê, wat is die doel van dit klink eintlik simpel of niks zeggend of so. Dan sê jy in die audits hoor, maar hoe kom hulle die goed soek, Maar jy sal seker ook met Global Gap ook, as jy Global Gap of is jy organiese sertifisering alleen? So Global Gap is 'n voedselveiligheidsstandaard. En dit werk so as jy wil uitvoer vanuit Suid-Afrika en as die supermarkte jou goed wil koop, jou vrugte wil koop, dan soek hulle een of ander standaard wat tipe van 'n voedselveiligheidsstandaard is. So het hang af van na watter land toe jy uitvoer. Maar gewoonlik is Global Gap, sy naam was nou eers Eurogap gewees. Maar gewoonlik is Global Gap die aanvaarbare standaard reg oor die wêreld, So dis 'n ander, dit spreek iets anders aan, dit meer te doen met voedselveiligheid. Okay, Warren, vertel ons 'n bietjie meer van jou boerdery. Wat doen jy, hoeveel hektare het jy,
waar het jy begin en waar lê jou drome vorentoe? So ja, ek boer met tafeldrywe. Die hektare wil 'n mens so uitblakerie, maar Okay, ja, ja, ons- kom ek sê net in die Weskaap, as jy 'n 30 hektaar eenheid het, Ja, dan beskou ons dit as 'n ekonomiese eenheid. Ek kan nou Ja, nie so- praat vir die Noord-Kaap. Ek sou ja, in my beskeie opinie sou ek reken dat dit 'n bietjie meer wees, miskien Yes. dalk van 45 af. Ja, Ek weet nie, ja. ek mag verkeerd wees. Ja. Maar dit is die, kom ons sê, minimum hektare om 'n ekonomiese eenheid te vestig. So ek doen tafeldrywe. Dis baie belangrik, want dis eintlik die vraag wat ek wou hê, wat is 'n ekonomiese eenheid, jy weet, want baie boere, baie mense dink organiese boere is net 'n klein agtertuin Ja. komponent van die boerdery, dis eintlik nie serious nie. Ja, so of jy nou konvensioneel of organies boer, jy wil ten minste so 30 hektaar Ja. tafeldrywe vestig. Dis in die Weskaap, dan kan ons dit beskou as 'n ekonomiese eenheid. Die voordele van skaal kom ons altyd deur, as jy kan meer as dit gaan dan werk dit, maar ja, so ek doen tafeldrywe organies. En organies, as jy onkruid wil beheer, is dit 'n heel ander storie. So nommer 1, jy moet toestemming hê om die koringkaf, as jy koringkaf sou gebruik. Koringkaf te jy toestemming nodig van die sertifiseringsliggaam. Om die bankies op die bankies te pak om Dis reg, maar onkruid voor te jy nog snoei. daar kom, moet jy eers toestemming kry. Ja. En die boer waar jy die kaf by koop, die koringkaf by koop moet kan verklaar dat dat die saad wat hy gebruik is GMO vry. My ene. So dit stond op in die kaf dat Yes, ja. So dan stuur jy nou daai verklaring na die sertifiseringsliggaam toe en hulle sal sê ja, okay, jy mag die kaf gebruik. Nou kan jy die kaf gaan koop. Nou moet daar 'n lorry die kaf of 'n vragmotor moet die kaf bring tot op die werf by jou. Nou dit op sigself is klaar 'n uitdaging, want dit hang af hoe ver die bale van jou werf is. Ja. 'n Ou kan vir jou daar R2 vra vir die vervoer per baal, of hy kan vir jou R8 vra vervoer per baal. Ja. En op 'n hektaar sit ons 1400, 1500 bale nodig, meer. Ja. So jy kan nou klaar jou som maak. Jy het nog eens die kaf gekoop, Ja. maar die vervoer is dan klaar daai kostes. Ja. Nou moet hulle die kaf lei aan die ander kant, as dit nou klein baaltjies is, wat nou al skaars raak, moet hulle lei aan die ander kant, en dan wanneer die vragmotor by jou kom, moet jy dit nou aflei. Ja. En gewoonlik is dit met die hand. Nou moet jy dit aflei met die hand. Nou jy arbeid nodig, so begin jou kostes net akkumuleer. En dan pak jy dit daar 10 in 'n miet. Ja. En dan wanneer die lorry nou klaar aangery het, dan moet jy nou weer daai miet afbreek, want jy moet daai bale nou weer op 'n trekkerwaandjie kry wat dit kan in die wingerd invat. Ja. Ja. En tafeldrywe, soos jy weet, het kappe. Met ander woorde, dit lyk soos 'n huis se dakkap Ja. wat jy moet onderdeur beweeg. Ja. En jy het boortrekkers nodig, het spesiale waandjies nodig om onderdeur te beweeg. En dit is alles net vir die smoor van jou onkruid, maar dit Dis behou hoofsaaklik. ook jou temperatuur daarso en jou water, jou waterbron, en hy breek af met 'n tyd en hy word basies komposwaarde in jou gronde. So jou primêre doel met die pak van kaf, in ons geval, is onkruidbeheer. Ja. Jy moet nie dink jy kan organies boer die onkruid kan staan soos jy wil nie, want die onkruid kompeteer Ja. met jou gewas. Ja. Nou as jy bemesting sou neersit, die onkruid kompeteer daarmee. As jy water sou neersit, die onkruid kompeteer daarmee. So hoofsaaklik doen ons dit vir onkruid onderdrukking. So dit versmoor nou, jy vat ons nou die ligfaktor vat jy weg. So die plant wat nou daar op die plantry staan of onder die plantry staan, wat nou onkruid is, het nou nie meer lig nie en versmoor hom basies, soos jy sê, en hy dood mos nou. Ja. Maar jy kry dan nou ander byvoordele by. Of voordele by, nie byvoordele nie. Voordele kry jy by, soos jy nou genoem het, jou vogbewaring. Jy kan maar kyk, het kan maar 40 grade buite wees. As jy die kaf sou optel, as 'n laat klampkool onder die kaf wees. Alhoewel jy nie vir daai dag besproei het nie. Ja. So, dit hou die grond ook koeler onder.
En dis oor die grond lewe ook, jy weet, want ek Natuurlijk, dink van baie jy kos mense, nou. konvensionele boer dink nie aan daar's lewe onder nie. As jy en hy die- moet werk met sy werkers daarso. Natuurlijk, as jy die kafsoetjies optel, dan sal jy baie aktiwiteit sien. Daar's baie ander diertjies wat jy kan sien. En jy sien die swamme wat jy ook, die bakterieë kan jy mos nie sien met jou oogie, maar hulle is daar, maar die swamme kan jy definitief sien. En baie keer dan, so meer jy van kaf gebruik maak, as jy dit so optel, dan sien jy sommer die eerdwurms, wat tussen die kaf en die grond beweeg. So jy het 'n klomp eerdwurms dan ook daar. Hoekom gebruik jy nou Telbon vir seker oor die 12 jaar? 13 jaar dink ek. Nee, meer. Is dit Amper meer? 17 jaar. Ja. 17 jaar. Okay. Ek raak oud, ek kan nie meer so. So die antwoord is baie eenvoudig. As jy mos nou 'n ding oor en oor gebruik, dan moet dit werk. Ja. So dit spaar jou baie plasings ensovoorts, die arbeidkostes en die werk in die wingerd en die langdurige voeding is voordelig. Ons noem hom sustained release. Ja. En die hele idee, ek sê altyd, ons het 'n boefy van voedingsstowwe, want dit is nie net NPK nie, maar is jou kalsiums en magnesiums en swaal wat baie belangrik is vir die geur van die produk. Maar ook jou spoorelemente by. So, maar die ander ding wat ek hou van jou produk is ook ek dink jy is 'n groep 2 misstof. Nee, ons is 'n groep 1. Is dit nou groep 1? Ja. Okay. Maar anyways, so dat waarborg vir jou dat dit wat op die embleem of die sak staan om te sê daar's, kom ons sê daar's 10% stikstof argumentshalwe en 5% fosfaat en so aan, dit waarborg dat dit wel so is. Ja. Nou, so hy wissel nie en want die ander baie ander produkte is baie wisselvallig. Jy weet nie eintlik wat jy koop. Dis reg. So die ander produkte, jy kry eintlik 'n klomp konkoksies het van produkte, organiese wat aanvaarbaar is, wat jy kan neersit. Maar jy weet nie wat jy neersit, jy weet nie hoeveel jy neersit nie. By jou produk weet jy wat jy neersit en hoeveel jy neersit. Dan die ander ding wat ek ook hou van jou produk is dat julle sertifikate, organiese sertifikate is altyd op datum. So jy weet dat jy lê jou produk voor by een of ander organiese liggaam, die EcoCerts van die lewe en wie ook al daar buite is, control unions en so aan. En hulle sertifiseer daai produk. So as jy nou organiese boer is en jy gebruik dalk nou 'n Telbon produk. Ek ben nou nie betaal om dit te sê nie, maar dis hoe ek redeneer. Nee, absoluut. So dan het jy met goeie gemoedsrus kan jy daai produk gebruik. Van hoe dit werk in organiese produksie, as jy, kom ons sê jy kan 99% van jou produkte is regte produkte, is toelaatbaar en jy gebruik een produk. Wat nie toelaatbaar is, dan verloor jy jou organiese sertifikasie. En die kort en lang risiko van 'n nuwe goed geprobeer is nogal hoog. Dit is hoog. So daar's 'n manier hoe ons dit bestuur gewoonlik wanneer ons system plans indien, dan sal ons al ons produkte lys. En sê dis die produkte wat ek antisipeer wat ek gaan gebruik of wat ek wil gebruik vir die komende seisoen, en dan sal hulle deur die lys van produkte gaan. Natuurlik moet jy die label van die produk gee en dan die material safety data sheet. Dan nie direk vertaal na Afrikaans toe nie. Moet jy gee, hulle kyk daardeur en sê okay, produk 1, 2, 4, 5 mag jy gebruik en produk 3 moet jy nie gebruik nie en so aan. So dis die groot gevaar van, kom ons sê, enige produk net gebruik of ongeregistreerde produk. Warren, wat ons moet 'n bietjie gesels oor wat voel jy oor die hele organiese benadering van die boerdery, hou jy daarvan en wat motiveer jou om organies te boer? So laat ek so antwoord, al die boere buite kan nie organies boer nie. Nie omdat hulle swak is of nie goeie boere is nie, maar die risiko's is net baie groot en dit is baie duur om dit te doen en die skoolgeld is verskriklik duur vir al jou eerste 3, 4, 5 jaar. So kort en lang van alles besighede sal ondergaan. Dit is die harde werklikheid.
Die ander ding, as jy nie produk het wat jy kan lewer aan 'n markie of jy te min daarvan, dan gaan jy mos nou onder. Maar kom ons sê, ons is mos nou in die voedselverskaffing spel betrokke. So as daar môre 90% van die mielieboere besluit dat hulle wil nou organies boer. Kort en die lang van alles gaan wees, ons gaan 'n tekort aan mielies hê. En kom ons voorstel vir een oomblik dat ons kan geen mielies iewers anders koop by ons bure of in die wêreld nie, dan kort en lang van alles as hongersnood. So dis die realiteit. Okay. So wat ek wil net sê, konvensionele boerdery is daar's 'n plek vir dit. Daar's geen manier hoe ons verby daai kan kom. Maak nie saak of ek nou organiese boer is nie. So ek wil net dit daar neersit. Maar wat ek hou van organiese boerdery, natuurlik is dit is goed vir die grond, is goed vir die omgewing. Natuurlik is jy bou die grond stelselmatig op. Dan maar die grootste satisfaksie vir my. Nou begin die oogies 'n bietjie. Ja, die grootste satisfaksie vir my met organiese boerdery is dat 'n organiese boer, ek praat uit 'n tafeldryf perspektief nou. 'n Organiese boer hoef nie terug te staan vir 'n konvensionele boer as dit kom by tonne maat per hektaar. Baie dankie, daarso. So dit is die grootste, wil ek amper sê, vreugde wat ek kry uit dit, dat jy kan meeding met tonne mate van 'n konvensionele boer. Maar nou sien hulle van hulle weet van hulle kliënte, daar's 'n sekere persentasie kliënte wat altyd organiese vrugte soek. So daai lyn vir hulle is baie belangrik. So hulle loop en soek dan nou letterlik. Hulle gaan na hulle konvensionele boere toe, maar hulle probeer dwars oor die wêreld dan nou sien waar hulle organiese vrugte kan kry. En dan gaan besoek hulle dan nou die boere. Nou, dan af nou waar jy nou natuurlik boer en jou blootstelling en so aan, maar gewoonlik dan het hulle nie die beste van ervarings in sommige wingerde, in sommige lande nie. So we world class hier, wat hulle sien. Ja, Suid-Afrikaanse boere hoef nie terug te staan vir met my besoeke aan Italië, Spanje, FSA, waar ek ook nou plase besoek het, VK. VK is nou nie tafeldrywe nie, maar ek het ander goed gaan kyk daar, maar waar ek ook al gaan kyk het vrugte, hoef ons nie terug te staan vir enige ander land se produkte nie. Inteendeel, ons boorde en ons wingerde lyk bietjie mooier. Maar nou ons moet dit ook aan kwalifiseer. Dit wil nie sê die ander ons is borsige boere nie. Dit is omdat die loonkomponent in Europa of in 'n FSA baie hoog is. En daarom kan hulle nie mooi maak soos ons mooi maak. So die werkskepping is ook 'n baie belangrike deel van jou besigheid. Natuurlijk. Ons werkers is deel van ons. Veral tafeldrywe, of dit organies is of konvensioneel is, so ons werk so gemiddeld van 4 tot 5 mense per hektaar. En dan daai seisonale werker kan tot 8-9 maande in diens gehou word op 'n tafeldrywe plaas. So jy kan nou indink as jy 30 hektaar tafeldrywe het en jy werk 5 mense op 'n hektaar, dan is dit 'n werkskepping vir 150 mense. En dan gewoonlik werk ons so enigiets van 0.7 na 1 mens permanent per hektaar. So as jy 30 hektaar het, dan kan jy of 30 mense permanent hê, of jy kan omtrent 70% van die 30 mense kan jy permanent hê. Hang af maar van die plaaseienaar, hoe hy nou sy somme wil maak in terme van arbeid en so. As jy nou jou vrug aan die bedryf lewer, is dit vir jou lekker om te weet dat hy nie vol gif is en dat jy nie moontlik swaar residues gaan kry en daai tipe goed vir die verbruiker, die ketting wat jy aan verskaf, en jou werkers, dat jou werkers nie eintlik blootgestel is aan gewe en goed wat moontlik skadelik aan hulle gesondheid is nie. Die lekkerte van alles is as ek die produk pak, dat die konvensionele boer het 'n arsenaal van produkte. Hy het so baie produkte tot sy beskikking.
dat hy of sy moet geadviseer word om die produkte te gebruik en op watter stadium moet jy die produkte gebruik. Want onthou enige chemikalie het 'n onderhoudingsperiode. En hy sal vir jou sê 120 dae voor oes of 3 weke voor oes. 21 dae voor oes. As 'n konvensionele boer 'n produk spuit of toedien op sy wingerd of op sy sitrus of sy appels, dan is daar onderhoudingsperiodes gekoppel daaraan. En dan moet hy vlakke afbreek van die chemikalie tot op 'n, kom ons sê, veilige vlakke vir menslike gebruik. Jy het ook gepraat van kanker en die dokter sê eet nou organiese vrugte en ek dink dit kom daar vanaf met maar anyways, so die organiese, as jy nou die vrugte sou vat en 'n chemie of 'n residue analise laat doen op organiese vrugte, dan moet die uitslag onder moet daar 'n lyntjie wees wat sê no pesticides detected. Gewoonlik het jou organiese produkte geen onderhoudings of baie lae onderhoudingsperiode. Vraag oor wat is vir my lekker of van die boerdery. Ek wil niks anders doen. Maar ek wil nog niks anders gedoen het as om te boer van kleintyd af. Dit is wat ek wil doen en hopelik, ek spot altyd met my vrou as ek sê, as ek 120 jaar oud is, dan wil ek my laaste wingerd plant. En dan kan die goeie Here my kom haal. So ek wil dit doen vir die res van my lewe. As dit stresvol, natuurlik is dit stresvol. Maar dit bly baie lekker. Ek wil niks anders doen nie. Ek gaan nie na werk toe nie. Ek gaan eintlik elke dag gaan ek na 'n plek toe wat ek my geniet. Maar as iemand in sy roeping staan, hy worry nie of dit noodwendig 6 uur die oggend is of 6 uur die aand is of 12 uur die aand is. Dis 'n ding wat gedoen word. Die lekkerste tyd vir my is 2 uur in die nag in die wingerde waar ons oes. En sien hoe die dag breek. En daar so sekere blaarvoedingsspuit aan die koelte van die dag. 4 uur in die oggend. Dis die lekkerste tye vir my op die plaas. As die dag begin breek. En jy sien die silhouet van die berg aan die agterkant. Dis die mooiste tyd. Maar vir my gaan dit is 4 uur. Ek dink eers aan dat dit 4 uur is. Maar ou wat werk, hy dink aan sy oortyd en hy dink Okay, dankie Warren. Dit was lekker om met jou te gesels. En sterkte en baie dankie vir die ondersteuning deur die jare. En lekker om met 'n oulike boer te gesels. Dankie. Dankie. Sien uit om 'n lang besigheid te doen. Dankie vir jou produk ook wat 'n eerbare produk is wat ons kan gebruik en dat 'n alternatief is vir ons. Wat ons kan gebruik. Dankie. Dankie.